Die eienaar van die plaas is 'n Belg, Jan Operens. Hy is 'n wêreldkenner op bamboes. Hy het in 1985 die proses ontwikkel om bamboes met weefselkultuur te vermeerder. Bamboes kry een keer in 60 tot 100 jaar kry bamboes saad. En ander maniere om bamboes te vermeerder is te stadig, want met weefselkultuur kan mens duisende plante maak op 'n kort tyd, waar dit met steggies en enige ander manier dat sukkel, die sukses is swak. So toe met weefselkultuur, toe kon bamboes vermeerder word op 'n goedkoper manier en 'n vinniger manier as normale metodes. Dit was in België, maar in België kan mens nie tropiese bamboes kweek. Jy kan die plant daar in plantasies nie. Dit is nie waar tropiese bamboes groei nie. So toe het hy in Suid-Afrika besighede gevestig om bamboes te vermeerder vir Afrika se mark, want Afrika het baie groot potensiaal. Dit is 'n sitrusplaas, meeste van my tyd gaan eintlik in die sitrus in. En die bamboes is dan om te help diversifiseer, dit help en in seisoentyd, die seisoene verskil. In oestyd, wanneer ons sitrus oes in die winter, dan is die bamboes stil. En dan in die somer groei die bamboes vinnig, dan is die sitrus bietjie stiller. So dan skuif ons arbeid rond. So ek het nou 5 mense wat voltyds by die kwekery werk en dan by die sitrus heelwat meer. Maar dan wanneer die bamboes vinnig groei en die bamboes besig is, wanneer dit seisoentyd is vir die bamboes, dan kan van die sitrusmense so kom help. Dit help ook om kostes dan hoe laer te hou. So die klein plantjies wat nou hier in die glashuis is hoofsaaklik ons uitvoerplante en dan na groot projekte toe. En dan het ons ook groter plante in sakkies wat hoofsaaklik vir die binnelandse mark is. So ons het dan nou die glashuis waar ons temperatuur, vochtigheid en die lighoeveelheid mooi kan beheer om die plante so vinnig as moontlik, so goed as moontlik te laat groei. Ons het op die stadium groot bestellings vir plante vir windlanings, so ons gebruik nou baie van die spasie om plantjies sterk te maak sodat hulle in windlanings geplant kan word. Skaarnet is nie nodig nie, maar dit help om die plante beter te laat groei en te beskerm teen die wind sodat hulle mooi kan lyk wanneer hulle by die kliënte aankom. Ons het verskillende grootte plante. Gewoonlik as iemand belangstel in bamboes, dan vra ons hom hoe hoog wil hy moet hulle word, want ons het verskillende soorte, klein, medium, groot. Die kleiner soorte raak gewoonlik meer dig, vinniger meer dig, so dan as mense korter 'n hedge wil hê, dan ons soorte vir dit. Medium grootte bamboes as 'n mens bang is vir oorskaduwing van jou eie boorde. En dan ons die baie lang soorte, die hoë soorte wat 15-20 meter hoog kan word. Die eerste windlanings waarvan ek weet is so by 2015 rondgeplant en dit werk uitstekend. Daar het in die week weer 'n boer vir my gesê dat hy daar waar hy die bamboes windlaning het, dat hulle uitpakke op die sitrus 95% was en ons het die verskriklike storm in Mei maand gehad hier in die Weskaap waar daar windspoed van 140 km/h was. Het hy nog steeds baie goeie uitpakke gekry op die narkies. Bamboes kan lekker buig saam met die wind, hy lig die wind op bo die boorde. Hy's baie dig want die stamme groei naby aan mekaar. Dit werk uitstekend. Volgens my is daar uitstekende potensiaal van bamboes vir windlanings. Ons boer self met sitrus hier op die plaas en ek het self bamboes windlanings en die ander soorte bome. En bamboes is by verre die beter een om te plant. Hy affekteer nie jou boorde nie. Uitstekende windbreek, groei dig. As sitrusboer is my advies aan enigiemand om nie weer 'n beefwood of 'n Chinese poplar of 'n Dutch elder te plant vir 'n windlaning. Die plant bamboes. Dit is my eerlike en opregte opinie dat dit 'n veel beter windbreek is. Baie boere sit deesdae skaarnet op, maar skaarnet het ook maar sy eie nadele, kostes, siektedruk wat verhoog. Met bamboes het jy nog steeds jou gesonde lugvloei, maar jy het nie jou skadelike winde nie. Die gebruik van chemie word al hoe meer beperk. Daar's al hoe minder
chemiese middels wat mens kan gebruik op sitrus. En so predatore raak al hoe belangriker en bamboes is 'n baie goeie gasheer vir predatore. Want mens spuit nie die bamboes nie, die predatore leef daarop. Daar is sekere goggaatjies wat op bamboe spesifiek oorleef en vermeerder. So definitief is bamboes en sitrus werk op die stadium baie goed saam. Daar's 'n klomp boere wat dit al hoe meer aanplant en die wat dit het sê hulle gaan net al hoe meer plant.